Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Ek is benoud, sê Jesaja, onrein is ek van lippe. Hier is ek, stuur my. Ek het die koning gesien, koolvuur my lippe aangeraak. My skuld weg, my sonde versoen, stuur my. Wie sal ek stuur? Wie sal gaan? Hier is ek, stuur my. Die volk hoor en sien, maar kan nie verstaan. Ek het die koning gesien, koolvuur my lippe aangeraak. My skuld weg, my sonde versoen, stuur my. Onrein van lippe sien en hoor, maar kan nie verstaan. Ek sal gaan, al wil nie hoor. Ek het die koning gesien, koolvuur my lippe aangeraak. My skuld weg, my sonde versoen, stuur my. Koolvuur my lippe aangeraak. My skuld weg, my sonde versoen, stuur my. The word of God is alive and powerful. Alive and powerful. The word of God is alive and powerful. Sharper than a two-edged sword. The word of God is alive and powerful. Alive and powerful, it divides soul and spirit. The word of God is alive and powerful. It reveals the thoughts and motives of the heart. The word of God is alive and powerful. No one can hide from God, He sees everything. The word of God is alive and powerful. A fire and hammer that breaks rocks. The word of God is alive and powerful. A light shining in dark places. The word of God is alive and powerful. Alive and powerful. The word of God is alive and powerful. Alive and powerful. The word of God is alive and powerful. Sharper than a two-edged sword. The word of God is alive and powerful. Alive and powerful. It divides soul and spirit. The word of God is alive and powerful. It reveals the thoughts and motives of the heart. The word of God is alive and powerful. No one can hide from God, He sees everything. The word of God is alive and powerful. A fire and hammer that breaks rocks. The word of God is alive and powerful. A light shining in dark places. Goeienaand en hartlik welkom hier by ons Duck Facebook radiostasie op 'n Dinsdag aand 6:30 hier saam met Karen uit Langebaan uit waar ons uitsaai en vanaand gaan ons 'n heerlike Bybelstudie hê, 'n volledige, lekker, interessante, leersame Bybelstudie wat ons moet leer van ons eie geestelike lewe. So geniet dit vanaand saam met ons, maak jou hart oop. Ontvang dit wat die Here met ons wil deel en praat vanaand. As iets vanaand vir jou sin maak, bewaar dit in jou hart, werk daaraan, bid daaroor en sorteer dit so uit in jou lewe. Dit het vir my sommer vandag so opgewonde gemaak, hierdie hele Bybelstudie wat ek so deurgegaan het en voorberei het, en ek hoop u geniet dit vanaand so saam met my. Nou, voor ons gaan begin,
gaan ek net eers vir ons open met gebed. Vader, baie, baie dankie vir u liefde, genade, barmhartigheid. Dankie vir u woord, dis kragtig, Here, dis lewend. Dit dring deur, Vader, en dit maak skeiding. En vanaand is my hart so opgewonde om te besef hoe kragtig en lewend is u woord. En dit is waaruit ons moet lewe. Vader, dit is hierdie verborge manna wat ons voor moet lewe en in ons harte koester en bewaar. En Here, dit moet vrug oplewer in ons lewe en dit moet vermeerder en ons moet dit kan uitdeel, Vader, en dit moet werk in ons lewe. En u koninkryk is soos daai suurdeeg wat in die deeg ingeknie word, Vader. Ons hele lewe moet deursuur word met u woord, Vader. En ons dankie vanaand dat u ons help in alles, dat ons daarby sal kan uitkom, dat ons kan vrug oplewer 30, 60, 100voudig. Vader, dat die saad wat in ons harte gesaai word, dat dit nie weggepik word, Here, en verstik word en doodgaan as gevolg van soveel dinge wat ons aan toegee nie. Ons loof u net vanaand dat u met ons sal bly praat en deel. Ek besef net weer een ding, u liefde is enorm. U gee nie moed op ons op nie, Vader. U bly trek, u bly met ons praat, u bly ons herinner. Ai Vader, daar is soveel genade in u, daar is vergifnis in u, en ons dank u net vanaand daarvoor, in die kragtige naam van u Seun Jesus Christus. Ek wil ook bid vanaand, dat u my werklik sal help, Vader, om die boodskap wat so opgewonde is in my hart te kan oordra, ook aan die kinders vanaand. Here, wat 'n geweldige voorreg het ek nie om dit vanaand te doen nie. Baie, baie dankie daarvoor. Lei my, help my met woorde, Vader. Help my, Here, om dit uit te dra, asof u dit uitdra, Vader, met liefde. Here, met, Vader, soveel empatie en, al die dinge net in mense hart, die sagmoedigheid, die liefde, Vader, dat elke siel net gered kan word, verlos kan kom, vry kan kom, die wat sukkel en struggle in hulle lewe met baie dinge, dat u net kan kom losmaak en kan kom vrymaak. Want die woord, Here, my God, reinig ons siele, dit reinig ons innerlike, dis die water, Here, wat ons so reinig. Wanneer daar suurdeeg en dinge in ons harte is, Vader, as die woord daar, om dit te reinig, Here, sodat ons kan vrug oplewer in u. En ons dankie vanaand daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Kyk na Wally se kommentaar. Wally se kommentaar. Was Wally se kommentaar? Ouma se hare lyk cool van Wallies. Ag, dankie Wallies. My hare lyk cool. Hallo almal, jy lyk pragtig, Karen. Dankie Here, loof die Here dat ons vanaand hier by mekaar kan wees, die Bybelstudie te kan doen en mekaar so kan bemoedig en stig en aanmoedig en al die dinge. Nou, die Bybel oor die 7 gemeentes wat briewe ontvang het van die engel van Jesus, en Johannes het dit natuurlik opgeteken en en dit is aan die engele gestuur van die gemeentes. Nou hierdie engele is die leiers gewees van die gemeentes, want 'n engel beteken boodskapper. Nou hierdie was nie God se engele in sy hemel en sy koninkryk nie. Hulle is ook boodskappers, maar die mens word ook gebruik as 'n boodskapper in die evangelie. En dit word ook as 'n engel gesien. So dit is wat hier gebeur het. Hierdie 7 gemeentes het hierdie briewe ontvang deur Johannes geskryf wat Jesus se engel aan hom bekend gemaak het en dit vir hulle gestuur sodat hulle kan weet. Nou terwyl ons hierdeur gaan, spreek dit ook geweldig baie in ons lewe. Nou terwyl ek aan die 7 gemeentes dink en die briewe wat hulle ontvang het, tref iets my diep in my hart. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik na u eie lewe kyk terwyl ek vir u die volgende vertel. Hoe kry jy daai ding so? Daar. Ja. Ek net. Daar is hy. Nou, ja, so skenk aandag, wees saam met my. Dink so 'n bietjie saam met my. Ek gaan vir iets vertel en dan kan jy jou lewe in oënskou neem. Want ons praat oor die 7 gemeentes en dit gaan nie net oor hulle nie. Dit gaan oor ons lewe ook. Nou oor die laaste paar jaar het ons baie gemeentes gestig. Is dit so? Yes. Nou ja, in baie dorpe is daar wat die waarheid aangeneem het en wat dit volg. So daar's baie gesinne in dorpe wat die waarheid van die woord aangeneem het. En dit is, in daai dorpe is hulle die gemeentes. Is dit nie so nie? Van die dak gemeente is hulle ook die gemeentes, okay? So as jy die Here aanneem en dien
raak jy 'n gebou. En jy raak deel van hierdie hele gebou wat geestelik opgerig word deur God se Gees. Wow. So jy's 'n gemeente in jou dorp. Okay, so jy is die gebou van God. Jy's die gemeente wat in jou dorp moet operate. Nou, so is daar in baie plekke is daar gemeentes. Nou, ek wil gou vir ons gemeentes opnoem. Dis awesome. Nou, so uit die feesheid het ons omtrent so 30 gemeentes en ek wil dit gou so vinnig vir ons opnoem. Dit is Loetsville, Vredendal, Vredenburg, Hopefield, Langebaan, Albertinia, Mosselbaai, George, Beaufort West, Strijdенburg, Kathu, Douglas, Bloemfontein, Makwassie, Potchefstroom, Vanderbijl, Vereniging, Johannesburg Suid, Alberton, Boksburg, Elspark, Rodepoort, Pretoria, Brits, Cullinan, Middelburg, Stoffberg, Polokwane en natuurlik oor see is daar ook gemeentes en dit is Amerika en Portugal. So ons sit omtrent 30 gemeentes en dit is afgesien van die wat begin het en wat op 'n stadium weggeval het, wat ons harte baie seer maak, maar ons kan nie daarby stil staan nie. Ons kan net bly bid dat die Here wel daai siele weer sal trek en sal red. Bloemfontein genoem. Ja, Bloemfontein is op. Bloemfontein is op. Ja, is Bloemfontein. Ja, sê. So dit is min of meer 30 gemeentes wat ons het. Kom ons bly net eers by dit. Nou kom ons dink verder, terwyl ek nou so 'n bietjie met u praat. As jy as gemeente in jou dorp vandag 'n brief uit die hemel moet ontvang van Jesus af, wat gaan jou brief sê? In baie huise is dit gesinne, Jo, meer as een wat die Here dien. jo, Wat gaan van elke individu geskryf word? hy mag draai. Ek het vanoggend met hierdie gedagte wakker geword. En toe dink ek, Here, as ek vandag 'n brief van U af moet ontvang, van die gemeente in Langebaan, wat gaan die terugvoer wees? Nou, wat gaan ons getuigskrif? Nou, wat gaan God sê van ons? Wat gaan God sê van ons? Wat is jou getuigskrif in die hemele? Ja, dit verander die prentjie. Okay? So jy het ook 'n getuigskrif in die hemel. Onthou die hele hemel ken jou. God, Jesus en al die wesens in die hemel ken jou. Niks is vir God of enigiemand in die geestelike wêreld verborge nie. Gaan jou getuigskrif sê, goeie en getroue dienskneg? Of gaan daar punte wees waarvan jy jouself drasties moet bekeer? Ja, ek voel my mag oor. Ek kan vir julle sê, vandag toe ek hier skryf, toe sidder ek. Toe dink ek, my God, wat is my getuigskrif in die hemel? Wat sal U vandag vir my sê, as ek vandag 'n brief van U af moet ontvang? En ek kan vir jou sê, dan kyk jy met ander oë na die 7 gemeentes. Dan gaan dit nie net meer oor hulle nie, maar dit gaan daaroor, wat kan ek uit hierdie uit leer? En hoe kan ek my lewe uitsorteer, dat my getuigskrif, dat my brief kan uitsorteer, kan regkom, dat ek nie weggewys word as 'n dwaase maagd nie, maar dat ek wel aanvaar sal word in die hemel, in God se koninkryk. Nou as ons dink vir 'n oomblik in ons eie lewe in oënskyn neem, dan dink ons, kan ons 'n bietjie anders kyk na vanaand se hele saak. Nou onthou net. Ek dink jy kan ophou preek en ons kan ons bekeer. Yes, ek dink ons kan. Dit is verskriklik. Dit is Nou, ons moet onthou, hulle het nie 'n Bybel gehad nie. Hulle moes deur briewe verstaan waar hulle verkeerd wandel en handel. Ons het 'n hele Bybel met alles wat vir ons opgeteken is. Ons het nie vanaand een verskoning om te sê ons het nie geweet nie, of ons was onkundig in een of ander area van ons lewe nie, veral nie as jy in hierdie gemeente behoort nie.
kan niemand van ons sê, ons is vanaand onkundig nie. En nog steeds raak ons afvallig. Is dit nie so nie? Baie keer gaan ons agter dinge aan waar ons nie hoort nie. En as ek net daaraan dink vanaand, ons het vanaand geen verskoning nie. Maar natuurlik is dit ook deel van 'n wonderlike bemoediging, want God sê vir hulle, bekeer jou van dit wat 'n skeiding maak tussen my en jou, en jy sal die lewe ontvang. So dit is die amazing deel vanaand, dat God se liefde, my klank bietjie sag. Ja, hou net aan praat dat ek... Ag, sorry. Ja, hulle sê kans bietjie sag, maar... So God se liefde is so geweldig groot, dat terwyl ons op hierdie aarde is sy wraak nog nie oor ons nie. En wat hy vir ons sê is, bekeer jouself, sodat jy die ewige lewe kan ontvang. So God bly ons trek, hy bly met ons praat, hy bly met ons deel, vir ons die woord duidelik maak, die prediking van die woord wat elke dag daar is. Sodat ons kan verstaan en kan aanneem dit wat in ons lewe moet verander, dit waarvan ons onsself moet bekeer. So God is nie kwaad vir ons nie, God se wraak is nog nie hierso nie, eers met die wederkoms gaan dit uitgestort word op hierdie aarde, oor die sonde, oor die mens wat hom nie gevolg het nie. So op hierdie stadium is God se liefde so groot, dat hy met ons bly praat. En dis die bemoediging vanaand, bekeer jouself. Dit is wat hy in elke gemeente gesê het, bekeer jouself. En ewen die wat reg gehandel het en gewandel het, hou aan om te oorwin, staan vas, moenie terugsak nie. Bly oorwin tot die einde toe. So vir almal bly daar 'n opdrag wat ons moet verstaan. Nou wanneer jy jouself bekeer van jou verkeerde weë, dan ontvang jy die ewige lewe, die verborge manna, die kroon van die lewe, 'n wit keersteen met 'n nuwe naam op, mag oor die nasies, die ewige lewe. Jy raak 'n pilaar in sy tempel. Jy sal saam met Jesus op sy troon sit, soos wat hy op die Vader se troon gesit het, toe hy oorwin het. So dit is vir ons so 'n groot aanmoediging vanaand in ons lewe. Nou ja, ons kan mekaar natuurlik aan die keel gryp, en met krag en geweld die woord aan mekaar, die woord teen mekaar gebruik, en ook mekaar slaan, en ook ander slaan met die woord. Maar God se liefde doen dit nie. Hy vermaan met liefde, en sê, my genade en vergifnis is daar vir jou, bely en bekeer, en keer terug. Dis God se groot, enorme liefde vanaand. Maar ons moet in die oog hou, wat is ons getuigskrif? Wat sal God vanaand van ons sê? Ok. Nou in Openbaring 3 vers 19 lees ons, almal wat ek lief het, bestraf en tigtig ek, wees ywerig en bekeer jou. Dit is God se liefde, hy bly met ons praat, hy tigtig ons, hy help ons, hy bestraf ons, sodat ons hemel toe kan gaan. Dit is waaroor God se liefde gaan. Want as jy iemand lief het, sal jy hom tigtig. Jy sal hom op die regte pad help. Jy gaan hom net los nie. Nee, en dis wat God met ons doen. Hy bly met ons praat, hy bly ons trek, hy bly met ons help. Hy bly vir ons prediking van die woord gee, hy bly ons herinner aan die skrifte en dinge, die handleiding wat ons gekry het om wel te doen. Nou daarom het Jesus gekom. Hy was dood, maar hy lewe. Hy het die sleutels van die dood en die doderyk. Nou met die wederkoms gaan die dood totaal en al oorwin word. Hoekom? Want daarna gaan niemand ooit weer kan sterf nie. Dan is dit of jy gaan vir ewig lewe in God se koninkryk, of jy gaan die ewige oordeel deelagtig raak. Nou ek wil op hierdie punt ook vir u sê, daar is natuurlik ook geen versoening vir die sonde nadat dit geopenbaar is met die wederkoms nie. Dit gaan geopenbaar word in daardie dag.
maar dan gaan daar geen meer versoening wees vir sonde nie. So ons het nou die kans, ons het nou die geleentheid, ons het nou die woord, ons kan daaruit leer, en dit kan ons help, en dit kan ons onderrig, en ons kan ons lewe oorgee en oopmaak, en verander en uitsorteer, sodat ons die ewige lewe kan ingaan. Ek wil net hierso op hierdie punt vir ons 'n lied speel. Ek is die eerste en die laaste. So die Here Jesus Christus was dood, maar hy lewe. En hy het vir ons die versoening met die Vader kom doen. En hy het oorwin. En ons gaan nou eers na hierdie amazing lied luister, wat uit Openbaring 1 uitkom. Loof die Here. Ons lied het iets fout gegaan. Ons lied is iets fout. Klink vreeslik. Speel 2 liedere saam, dis wat hier gebeur. Ja, gaan die ander liedere het reg gespeel, né? Ja. Klik net weer by lied. Die ander klanke nie. Speel hem. Ekskuus julle, hy wil nou net nie lekker nie. Hy voel nou net, hy is nou nie lekker. Sorry vir dit. Lied klink nie reg nie. Ek hoor, daar is iets groot fout met hierdie lied. Ek is so jammer, maar julle kan dit gaan luister op Telegram. Dit is die mooiste lied oor die Here Jesus Christus en hoe hy gelyk het toe Johannes hom sien. Wow, dit was amazing om daai hele opsomming so te sien. Ek weet nou nie wat het nou hier gebeur. Maak weer so. Ons kan nie gou net op ander wy speel nie. Kom ons kyk net gou. Weet nie of dit is interference is nie. Ja, ons gaan aan. Ekskuus julle, ek sal net gaan kyk of ons hom reg kry. Dis die mooiste lied oor die Here Jesus Christus, hoe hy gelyk het toe Johannes hom sien. Dit was net amazing geweest. Het op
wil nie. Moenie worry nie, ons gaan aan. So ja, dit is amazing, dat die 7 gemeentes is opgeteken in Openbaring, en ek dink ons kan op hierdie stadium, kan ons hierdie les aanpak. Ek dink ons harte is so oop, om hierdie hele les te verstaan, en ons harte oop te maak, vir dit wat Here met hulle gedeel het, want dit het ook betrekking op ons geestelike lewe. Okay. Nou die 7 gemeentes is opgeteken in Openbaring. Nou die boek van Openbaring word algemeen aanvaar en beskryf as 'n uitsluitlike eindtydboek. Dit is waarom baie gelowiges nie moeite doen om dit te lees nie. Nou alhoewel die inhoud meerendeels rondom eindtyd gebeure sentreer, is daar 'n rykdom van ander skrifte ook hierin opgesluit. Nou die boek van Openbaring is in sy geheel 'n direkte openbaring van God aan Jesus, wat hy deur die sending van sy engel aan Johannes gegee het. Nou, Openbaring is nie 'n gissing of illusie nie, maar 'n geïnspireerde woord van God, net soos die res van die Bybel. En hierdie lees ons nou so half met die inleiding van ons handleiding. Nou, julle gaan sien, daar's 2 handleidings vir hierdie 7 gemeentes les. Nou, in die eerste handleiding word 3 van die gemeentes bespreek, en dan in die tweede handleiding word die res van die 4 gemeentes bespreek in die handleiding. So dit is lekker volledig, gaan kyk asseblief gerus na die handleiding, gaan daardeur en gaan deur die skrifte en alles wat Stanley daar neergeskryf het vandag toe ek so deur die handleiding gaan. Dis 'n amazing handleiding. Nou vanaand gaan ek soos ouer gewoonte, gaan ek kort punte aanhaal uit die gemeentes uit, sodat ons dinge kan verstaan, en hoe God dit gesien het, en waarvan hulle self moes bekeer het, sodat ons kan sien waarop het dui in ons geestelike lewe. Nou in die les kan ek vir julle sê, daar's geweldige interessante punte van die stede, waar die gemeentes was in Asië, en al die dinge, so jy kan dit gaan lees, en daar's baie agtergrond vir ons neergepen. Nou, dit wat ons vanaand gaan bespreek, is om jou geestelik los te maak en vry te maak. Die res daarvan is interessante punte, dis kennis wat jy kan opdoen, maar jy hoef dit ook nie te lees nie. Dit maak ook nie saak nie. As jy dit kan doen, en toepas wat ons vanaand lees, dit is wat ons moet weet. Okay, dis die kennis wat ons moet hê. Want die kennis wat ons moet hê, is om te verander na God se woord, sodat ons in sy koninkryk kan inpas. Okay. Nou kom ons gaan verder. Met die intrapslag word ons aangemoedig om hierdie veelsidige boek te lees, wat ons opgewonde moet maak om te ondersoek. Nou in Openbaring 1 vers 3 lees ons, salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar, wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Nou ons moet nie net hoor wat in Openbaring opgeteken is nie, maar ons moet bewaar wat daarin geskryf is. Die woord bewaar beteken om gehoorsaam te wees. So ons moet gehoorsaam wees aan die woord van die Here, dit wat ons hoor, dit wat ons lees. Nou, as ek vandag so aan Openbaring dink, toe dink ek, eintlik soek die mens net kennis van die eindtyd in Openbaring. Die mens wil eintlik net 'n klomp kennis by mekaar maak. Dit is vir hulle interessant, dit prikkel hulle. Gewoonlik die manne wil baie kennis hê oor die eindtyd, oor alles wat daarin opgeteken is. Nou, dis nie 'n probleem nie, jy kan wel daai kennis bekom, maar daai kennis moet in 'n mens se lewe lewend wees. So jy moet verstaan hoekom jy daai kennis kry, want daai kennis moet lewend word in jou hart. Jy moet verstaan waaroor dit gaan. Jy moet die woorde wat jy daar lees, kan gaan toepas en leef en gehoorsaam wees aan alles. Is dit nie so nie? So ja, prys die Here, dis net amazing om daaraan te dink. Nou, op die einde van die dag, as ons na ons geestelike lewe kyk, gaan dit oor gehoorsaamheid. As ek dink aan gehoorsaamheid is nie altyd lekker nie. Gehoorsaamheid is 'n verantwoordelikheid. Want dit wat ons by God ontvang, dit wat ons hoor, moet ons die hele tyd in gehoorsaamheid gaan doen, gaan toepas, gaan uitleef, gaan uitsorteer in ons lewe. Dit is waaroor die hele evangelie gaan. Dit gaan oor niks anders nie. Nou, as jy gehoorsaam is, dan is jy getrou. Is dit nie so nie? Dan kan 'n mens jou vertrou. En
dit is wat ons moet leer in ons geestelike lewe, om daai gehoorsaamheid te hê in ons lewe, sodat jy vertrou kan word in God se koninkryk, dat jy 'n getroue diensknegt kan wees in sy koninkryk. Nou, aan dit wat daarin geskryf staan, sodat ons salig, dit is nou geseënd, gelukkig en opgewonde kan wees oor die woord van die Here. Dit moet ons gelukkig en opgewonde maak, om dit te kan leef, om gehoorsaam daarin te kan wees. Ok, nou die 7 gemeentes was 7 aktiewe kerngemeentes in Asië. Nou daar was nog ander gemeentes ook gewees, maar God het met hierdie 7 gemeentes gepraat. Hulle het die ander gemeentes natuurlik ook beïnvloed en ons kan soveel leer uit hierdie 7 gemeentes wat God mee gepraat het, sodat ons ook in ons geestelike lewe kan leer en verstaan. Is dit nie so nie? Nou op hierdie punt, ek hoop die liedjie is okay, gaan ek vir ons 'n lied speel oor die 7 gemeentes. Stanley het vir ons 'n lied Stanley het vir ons 'n opsomming gedoen van die 7 gemeentes en so lekker in 'n kern boodskap in 'n liedvorm. So, u kan gerus daarna luister saam met ons. Dit is al so voorbereiding van die 7 gemeentes. Ons gaan lekker vinnig daardeur hardloop, stap vir stap, en so gaan ons ook alles verstaan wat die Here met hulle gedeel en gepraat het. So, kom ons gaan kyk. Ek het hom net oor opgelaai. O, hierheen. Nee, eers aksie, eerst en die laaste, dan die 7 gemeentes. Kom ons hoor gou. Ok, kom ons kyk. Ons gaan nou draai. Ek is die eerste en laaste, want dit is so 'n mooi lied van die Here Jesus. Dis eintlik die inleiding tot die 7 gemeentes. So kom ons kyk of ons hom nou kan luister, en dan rug, so Stanley sê op sy musiek hier plas, gaan ons dan ook die 7 gemeentes speel. So luister aandagtig, en dis 'n hele opsomming van alles wat in die 7 gemeentes opgeteken is. Wie jou oor het, laat hom hoor wat die Gees sê. 1 tot 7, 7 gemeentes oorwin, 7 maal oorwin. Johannes, broeder in verdrukking en lydsaamheid van Jesus Christus, skryf die boodskap van God, ontvang deur Jesus se engel, skryf, 7 maal skryf, ek ken jou werke. Lydsaam het jy nie moeg geword, eerste liefde verlaat, bekeer jou, eet van die boom van lewe. Verdruk en armoedig, jy is ryk, wees getrou. Die tweede dood sal jy nie sien. Geloof nie verloor, leer verkeerde dinge, bekeer jou, eet van die verborge manna. Wie hoor het, laat hom hoor wat die Gees sê. 1 tot 7 oorwin, 7 maal oorwin. Laaste werke meer as eerste, verkeerde leer en spreek, bekeer en oorwin,
Werke nie reg voor God, word wakker, reinig jou kleed, bekeer en oorwin, jou naam voor God genoem. Jy het my woord bewaar, ek bewaar jou in nood, hou vas, 'n pilaar in God se tempel sal jy wees. Lou het jy geword, gebrek, blind en naak, koop salwit klere, trek aan en sien, bekeer en oorwin, sit jy op Jesus se troon. Veel oor het, laat hom hoor, wat die Gees sê, 7 maal. Bekeer, oorwin, word gered. Wow, is dit nie amazing nie? So mooi leer en so uit 'n lied uit. Nou, Amen. hierdie briewe aan die gemeentes is vir ons praktiese voorbeelde om ons eie lewe in oënskou te neem en te verstaan hoe God ons lewe sien. Ons lewe word gemeet aan die toepassing van die woord. Terwyl ons hierdie briewe lees oor die gemeentes, meet dit ook ons eie geestelike lewe. Is dit nie so nie? So die woord meet, jy meet en die woord meet terug. Dit is hoe dit werk, nee. En terwyl 'n mens ook die woord predik, bly die woord jou meet. En dit is hoekom dit so erg met 'n mens praat wanneer jy die woord predik, want dit wat jy mee meet, word jy mee gemeet. So ja, dit is amazing om daaraan te dink. Nou 5 van hierdie gemeentes moes hulle ingrypend bekeer het, anders sou hulle lampstaanders verwyder geword het. Dit beteken dat die gemeente tot niet gemaak sou word. Nou 2 van hierdie gemeentes, Smyrna en Philadelphia, was reg voor God. Te midde hiervan moes hulle teen afvalligheid waak. Is dit nie so nie? Al is jy hoe opreg in jou geestelike lewe en jy stap die pad en jy gaan aan. Die versoekings is elke dag daar en ons moet dit oorwin en daaroor heers. En dit is die aanmoediging. Terwyl jy verstaan, terwyl jy gehoorsaam is aan die woord, moet jy bly oorwin. Jy moet bly verstaan, jy moet bly doen, jy moet bly toepas, jy moet bly gehoorsaam wees aan die woord. Jy kan nie terugsak nie vir 'n oomblik nie. Anders raak jy afvallig. Okay. Nou elkeen van hierdie gemeentes het hulle eie unieke karaktertrek gehad, waaroor die Here afsonderlik met elkeen gedeel het. Maar daar was 'n paar kenmerkende dinge wat op almal betrekking gehad het. Nou dit is as volg. So God het aan almal omtrent dieselfde ding gesê. Is dit nie so nie? God lig elke gemeente se goeie punte uit. So God bemoedig hulle eers en sê vir hulle, ek sien hierdie goeie punte van julle. Nou waar nodig word hulle op verkeerde leringe en dade gewys en vermaan om nie agter verkeerde dinge aan te gaan nie. So God sê ook vir hulle, openbaar ook aan hulle, almal, dat dit wat verkeerd is in sy oë, wat hulle moet uitsorteer, waarvan hulle self moet bekeer. Hulle word aangemoedig om te oorwin en hulle moes hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. So dit is hoe God met elkeen van hierdie gemeentes gepraat het. Nou die mees uitstaande aspek waaroor God met hulle gepraat is dat elkeen wat 'n oor het, moet hoor wat die Gees sê. Dit sluit selfs die 2 gemeentes in wat reg was. Is dit nie so nie? Elkeen moet 'n oor hê, elkeen moet reg bly hoor. Nou hieruit is dit duidelik dat elke brief die 'n geïnspireerde woord van God is, aangesien God met ons spreek deur sy Gees. Is dit nie so nie? Dis so mooi. Nou elke brief was ook nie gemik op die betrokke gemeente nie, aangesien elke gemeente moes hoor wat God sê aan die gemeentes. Nou dit is dan te verstaan dat ons ook moet hoor wat God aan die gemeentes gesê het, sodat ons daaruit kan leer. So dit praat
diep in ons eie hart vanaand. En ek dink die hele boodskap tot hiertoe het al diep in ons eie harte gepraat. Ons lewe al reeds kom Openbaring aan die lig gebring. Nou nie net moet ons hoor nie, maar ons moet dit ook bewaar en doen en toepas en daarop reageer soos wat dit in Openbaring 1 vers 3 opgeteken is. Nou Jesus het die belangrikheid benadruk om reg te hoor. As ons nie reg hoor nie, kan ons ook nie die regte ding doen nie. Is dit nie so nie? As ons nie reg hoor en verstaan nie, sal ons nooit die regte ding kan doen nie. Nou baie keer hoor ons, maar ons verstaan nie. Ons kan nie ons hart so oopmaak om werklik die woord van God so aan te neem, dat dit deel van ons kan wees, dat ons hart so kan oopmaak vir dit, afgesien van whatever ons moet prys gee, om die regte ding te doen. Is dit nie so nie? Nou, ons is nie altyd bereid om die prys te betaal nie. Dit is waarom ons nie altyd kan verstaan nie. Is dit nie so nie? Want die woord is gesuiwer, hy is gelouter. En wanneer jy die woord in jou hart aanneem, gaan hy jou ook suiwer en hy gaan jou ook louter en jy gaan ook daai druk ervaar waardeur die woord is. En dit is waarvoor ons nie baie keer kan sien nie. Om daai druk en suiwering en reiniging in ons lewe te aanvaar nie. Is dit nie so nie? En dis hoekom ons dit nie kan verstaan nie. As jy dit bly verwerp en bly afstoot, gaan jy nooit die woord van waarheid kan aanneem en verstaan nie. Amen. Nou die meerderheid van die gemeentes het die vervolging van die woord deurstaan. Maar dit is die sorge, die rykdom, die genietinge van die lewe wat van die gemeente se terugval veroorsaak het nadat hulle die woord gehoor het. En is dit nie so nie? Ons het ook ekskuus, die gelykenis van die sade, ek wil te vinnig praat. Die gelykenis van die sade. Daai ene. Sorry. Die gelykenis van die sade. Daar kan ons sien dat die sorge, die genietinge van die lewe verstik die woord van die Here. En dit is wat ook hier gebeur het. Hulle het nog aangegaan, hulle het nog die gedaante van godsaligheid gehad, hulle het nog baie dinge gedoen, dinge reg gedoen, dinge verkeerd gedoen. So wat gebeur het? Hierdie sorge en genietinge en rykdomme en al die dinge het gemaak dat die woord in hulle verstik word. Nou, as ons so kyk na die stede waarin hierdie gemeentes was, ons gaan ook so lekker deur dit gaan, jy gaan ook deur jou les kan sien, is dat die meeste van hierdie gemeentes, hierdie gemeentes nie, maar die dorpe, waarin hierdie gemeentes was, die stede waarin hierdie gemeentes was wel ryk dorpe gewees, ryk stede gewees. En dit is hoekom die druk so geweldig was op die gemeentes. Daar gaan ek nou hier agter iets aan. Okay. Gemeentes, okay, ek sien dit nie myself hierso nie. So die sorge, die rykdomme en die plesiere van die lewe maak dat gelowiges geen vrug dra, of dat hulle vrug nie ryp is nadat hulle die woord gehoor het nie. So dis baie keer daardie dinge wat die woord dooddruk en verstik en al hierdie dinge. Nou die bekommernis oor die daaglikse dinge en drange na wêreldse rykdomme en plesiere is so sterk dat die woord nie meer prioriteit geniet nie. In sulke gevalle is daar wel 'n gedaante van godsaligheid, maar daar is nie die ware krag van God se gees nie. Die ware krag van God se gees oortuig die mense om God se koninkryk te soek en nie God te soek vir rykdomme en genietinge van die lewe nie. Dit is die genot en sorge van die wêreld wat alles waarmee saamgaan, wat die vrug van die woord in ons doodmaak en die gees, die krag verloon. Okay, so dit is 'n groot saak in kinders van die Here se lewe, is dat hulle agter al hierdie dinge aangaan. Hulle besef nie meer die geestelike saak van die woord nie. Dit wat God se gees met ons deel. Dit hoor ons nie, dit verstaan ons nie, dit is ons nie gehoorsaam nie. Ons soek die ander dinge. En dit maak die woord van God dood in ons lewe. Nou, ons ore moet besny wees, en dit lees ons op bladsy 9 in jou handleiding. Nou, terwyl ons die evangelie aanhoor, en so ons geestelike oor rig op die heerlikheid van die Here, moet ons nie ons oë wegdraai, en ons daarteen verhard, en ons ore toestop deur allerlei verkeerde
en wêreldse dinge nie. Want dit is wat gebeur, nê. As jy besig raak met allerlei wêreldse dinge, dan wil jy jou ore toestop vir die woord van die Here. Dit wat jy gehoorsaam moet wees. Jy wil dit nie hoor nie, jy wil nie meer dit inneem nie, want dit voel die hele tyd soos 'n oordeel oor jou. Jy voel die skuldig oor hierdie dinge. En dit is hoekom 'n mens dit basies wil dooddruk in 'n mens se lewe. En dit maak dat ons die woord van God kragteloos maak in ons lewe. Nou in Markus 18 vers 18 lees ons, het julle oë en sien julle nie, en het julle ore en hoor julle nie. Sonde en wêreldse begeertes besluier en verhard die sinne van die hart om nie die heerlikheid daarvan te sien nie. Nou wanneer die Gees die geskrewe woord wil openbaar. Wag julle, ek moet die sin reg lees. Sonde en wêreldse begeertes besluier en verhard die sinne van die hart om nie die heerlikheid daarvan te sien wanneer die Gees die geskrewe woord wil openbaar nie. Dit veroorsaak dat ons verkeerd hoor en sien. Nou die gevolg hiervan is dat die gelowiges wat in hierdie toestand verkeer, 'n verkeerde evangelie aanneem, wat deur valse bedienaars gepredik word, dit neem die bietjie waarheid wat nog oor is, weg. Baie keer dink jy het nog die waarheid, maar dan jy al so besig geraak met ander dinge, dat die waarheid wat jy gedink het jy het, ook al weg is. Al weggepik is, weggesteel is. OK. Nou, 'n mens kan ook 'n geestelike doofheid hê. En dit is om geestelik te hoor, maar nie te verstaan en aan te neem nie. So dan is jy geestelik doof. OK? Jy hoor, jy sien, maar jy kan dit nie aanneem nie en jy kan dit ook nie verstaan nie. Nou om te oorwin, lees ons op bladsy 11, al die gemeentes moes oorwin. Nou daar is bepaalde voorwaardes tot oorwinning. Die oorwinning wat hier vermeld word, gaan nie net oor 'n daaglikse oorwinning oor omstandighede nie, maar om vas te hou aan die woord van waarheid tot aan die einde van jou lewe, te midde van teestand. Nou, dit is om die waarheid te glo, uit te leef en te verkondig tot aan die einde van jou aardse lewe. OK? So dit is hoe 'n mens oorwin. Nou God sê aan hulle dat hulle lampstader verwyder kan word as hulle nie gehoor gee aan sy woord en bekeer nie. Nou selfs die twee wat getrou was gemaan om vas te staan en te bly oorwin. OK? So dit praat met ons almal. Dit praat met elke kind van die Here. Hierdie gemeentes, hierdie saak wat die Here met hulle gepraat en bespreek het en waarvan hulle moes bekeer, praat met ons almal. Niemand is hier uitgesluit nie. Amen. En dis so amazing hierdie gedeelte is dit nie so nie? So, as ons nou kyk na die eerste gemeente wat hier bespreek word, is dit die gemeente van Efese. Nou dit lees ons in Openbaring 2, vers 1 tot en met vers 7. Skus, Sanay sê hallo. Hallo, Sanay. Oh. Daar sê ek sien so 'n bietjie van die kommentaar hierso. Nou, die gemeente van Efese het hulle eerste liefde verlaat. Al het hulle die leuen uitgewys. Nou, ons kan dit ook maklik doen. Ons kan ook almal wat verkeerd is uitwys. Maar, sonder om 'n verhouding met ons hemelse Vader te hê. Ons kan so besig wees met die een is verkeerd en daai een is verkeerd en sis en so en al die dinge, maar in dit het ons baie keer nie self 'n verhouding met ons hemelse Vader nie. Ja, want die groot ding is 'n mens kan dit aanleer, né? Ja. En ook deur te weet 'n ander is verkeerd, maak jou nie reg nie. Yes. Dis 'n groot ding. Nou, hulle was lydsaam. Hulle het gearbeid en hulle het nie moeg geword nie. Wow, net daai getuieskrif klink al goed. Is dit nie so nie? Nou, dit was reg dat hulle die Nikolaïte se werke geopenbaar het, maar hulle het so gefokus op dit, dat hulle die fokus op hulle self verloor het. Sure. Nou, dit was die Gnostic sekte, die vryheid van die vlees. Hulle het nie gevoel dat die dade in die vlees die reinheid van die siel kan beïnvloed nie. Dit was die vryheid van die vlees, die sogenaamde
kennis. Dit het hulle openbaar gemaak. So hulle het gevoel, jy kan enigiets in die vlees doen, dit kan niks aan jou siel verontreinig nie. So hulle kon hoerery en allerlei dinge doen en hulle het gevoel hulle is okay. Hulle het wel hierdie leerstellings uitgewys, maar hulle eie fondasie het 'n probleem gehad. Hulle opregtheid was gesteel. Hulle het nie die woord ten volle toegepas nie. Eerste liefde verlaat. Jy het jou eerste liefde verlaat. So dit wat jy ontvang het met jou wedergeboorte, dit het jy verlaat. Dit wat jy daar besef het, dit wat jy daar deel van jou lewe gekry het, dit verlaat jy. So jy raak deel van sinsgenot, jy raak deel van wêreldse denke, van vleeslikheid en al hierdie dinge. So hulle het baie dinge uitgewys. Maar tog was daar 'n probleem in hulle eie lewe. Dis eintlik maar soos half om te roem in jou wedergeboorte, maar jou lewe lewer geen vrug op bewys daai wedergeboorte lewe nie. Jy lewe maar nog presies in jou daaglikse lewe soos voor jou wedergeboorte. Wow. So hulle het nie gehoor wat die Gees vir hulle sê nie. Sure. Dis die groot ding. En hoe praat die Gees? Deur die woord. En ons gee nie gehoor daaraan baie keer. Ons kan baie dinge openbaar. Maar is jy reg in jou fondasie? Is jy seker jou verhouding met die Here is reg? Het dit by wedergeboorte gebly? Roem jy nog steeds in jou wedergeboorte? Of het jy verstaan, ek is weergebore en nou het ek 'n verantwoordelikheid om in hierdie nuwe lewe van my te stap. Amen. Tot op die einde toe. Sure. Om te bly oorwin tot op die einde. En dit is die groot saak in ons as kinders van die Here se lewe. Ons bly baie keer by dinge, maar ons beweeg nie aan nie, ons verstaan nie, ons groei nie. Ons neem nie die woord so aan, dat dit ons harte kan verander nie. Okay. Nou die tweede gemeente wat ons hierna kyk, is in Openbaring 2 vers 8 tot 11. Nou, dit was Smyrna gewees, en hulle kenmerk was, al was hulle hulle was ryk, al was hulle arm en verdruk. Nou, hulle het te doen gehad, hulle het te doen gehad en was vervolg deur die wat gesê het, dat hulle Jode was, maar nie was nie. So, baie mense, wanneer word jy 'n Jood? Wanneer jy jouself bekeer. Dan word jy deel van God se geestelike volk. Dan is jy 'n ware Jood. Okay? Nou, daar was baie wat gesê het hulle is bekeerd. Maar hulle het net aangegaan in hulle ou lewe. Hulle was nie werklik weergebore nie. En sulkes is die sinagoge van Satan. Hulle kom by mekaar. En dit het my getref vandag om daaraan te dink. Hulle kom by mekaar in geboue, maar hulle praat praatjies van onsin en hulle het allerlei rituele. Maar geestelik beteken dit niks. En dit is juist die vleeslike volk wat besig is met hierdie dinge, wat die geestelike volk vervolg. Dit is die vlees teen die gees, die gebondenheid teen die vryheid. Okay? En hulle moes getrou bly in hierdie verdrukking om die kroon te ontvang van die ewige lewe en nie deel te wees van die tweede dood nie. So hulle moes aangaan. So Smyrna word aangemoedig om ten alle koste hulle geloof te behou, te midde van die vervolging wat op hulle wag. Hierdie was die tydperk van die Romeinse amfitheater en arena, waarin duisende Christene vir die vermaak van die mense deur wilde diere verskeer is. Hulle het as brandende fakkels gedien, in dromme kokende olie gegooi en met swaarde gedood. Tydens hierdie velse tyd van vervolging het die gemeente in Smyrna 'n lieflike geur afgegee. Wow, is dit nie amazing nie? Dis al wanneer jy hierdie lieflike geur kan afgee, is wanneer jy jouself offer aan God. Jy gee nie om nie, jy betaal die prys. Dit spreek soveel met ons vandag. Watter reuk of geur gee ons af in die tyd van verdrukking en armoede? Dit is wanneer ware rykdom na vore kon, ongeag die uiterlike en liggaamlike verdrukking en
armoede. So al was hulle arm gewees, geestelik, was hulle ryk, want hulle het die prys betaal, hulle het verstaan, hulle geur het verander. Hulle het die lieflike geur geword voor die Here. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie? So ja, dit is net awesome. Nou God het glad nie gesê, en dit het my getref vandag, God het glad nie gesê, dat hulle verdrukking gaan ophou nie, maar hy het hulle aangemoedig om te volhard in die verdrukking, want die verdrukking gaan tot op die einde wees, want wat het Johannes gesê? Ek is 'n medebroeder in die verdrukking. So van daar af was dit al die verdrukking gewees. En ons is al 2000 jaar in die verdrukking. As ek dink wat met hierdie mense gebeur het, dan dink ek, Here, dink mense, daar's iets wat meer en erger met mense kan gebeur as wat met hierdie mense gebeur het. Wat wil jy nog sien? Hoe wreed wil jy nog wees? Ja. So dit is van daar af al hierdie verdrukking. Johannes was 'n deelgenoot in hierdie verdrukking. En dit gaan nie ophou nie. Ons moet volhard tot die einde. Want dit het my getref dat God nie vir hulle gesê dit gaan ophou nie. Hy sê volhard in dit. Volhard. Hulle word aangemoedig. Wow, dit is net so amazing. Dan lees ons van Pergamus in Openbaring 2 vers 12 tot 17. Nou die gemeente in Pergamus het kompromie aangegaan deurdat hulle toegegee het aan verkeerde leringe. Nou oorspronklik was Pergamum gebou op 'n hoë en verhewe heuwel. Daarvandaan die stad ook die simboliek van verheffing of om uit te troon dra. Nou, as ons kyk na die skrif, hy sê, dit is waar hulle was, die gemeente was by die troon van Satan gewees, want hulle was op hierdie verhewe heuwel gewees. En hulle het so afgekyk, en dit is hoekom hy basies sê, dit was die troon van Satan. Nou, hierdie gemeente was so 64 km noord van Smyrna. Nou, Pergamum, was ook wel bekend vir die vervaardiging van salf, pottebakkery, tapisserie en perkament, van waar die stad sy naam gekry het. Nou, op hierdie stadium van die geskiedenis, het hulle reeds op perkamente geskryf en boeke en boekrolle daarvan gemaak, wat die bekende Egiptiese papyrus vervang het. Nou, naas Alexandra in Egipte was dit die tweede grootste biblioteek met 'n hoeveelheid van 200.000 volumes. Joh, dit is verskriklik. Nou, die gemeente kom hulle tyd deur geweldige drukking en vervolging, waaroor die Here hulle prys. Jy kom dalk deur verdrukking en al die dinge en jy staan. Dalk het die druk net te veel geraak vir hulle. Nou, van die gemeentelede het sekere leringe begin navolg, waaroor die Here ontevrede was. Dit was nie baie dinge nie, maar sommige mense het enkele verkeerde leringe begin aanhang, terwyl hulle nog in die gemeente was. Die Here het die leier van die gemeente ernstig aangespreek, om werk te maak met die persone en hulle verkeerde leringe. Maar hulle het die leer van Biliam, wat deur Balak geleer het, toegelaat, om afgodsoffers te eet en te oreer. So dit is wat hulle gedoen het. Hulle het wel vasgehou aan baie dinge, maar omdat die druk vir hulle baie geraak het hulle hierdie mense begin toelaat. Okay? En dit is wat die Here met hierdie leiers deel. Sorteer hierdie mense uit. Hulle wat besig is met hierdie dinge, moenie saam met dit gaan nie, want wat nou gebeur het? Balak het het waarsêers loon aan hom gestuur om Israel te vervloek, natuurlik vir Biliam, né? Nou God het dit nie toegelaat nie, alhoewel hy gedink het, God gaan dit toelaat. Nou op pad, hierdie engel van God hom voorgekeer, van so 'n aard dat sy esel met hom gepraat het. Die engel van die Here het vir hom gesê dat sy pad gevaarlik styl loop. Hier het God sy aandag gekry, waarop hy besef het dat hy die volk moet gaan seën en nie vervloek nie, deurdat die donkie met hom gepraat het. Nou 3 keer het Balak hom na verskeie plekke toe geneem om Israel te vervloek. Nou die laaste keer het Biliam gesê dat God se besluit vasstaan om Israel te seën. Die laaste keer het Biliam besef dat God sy volk Israel gaan seën en hom nie tot towery soos die vorige kere gewend nie. Hy het Israel finaal geseën.
Die probleem egter met Biljam is, dat hy die loon wou gehad het. Hy het 'n sekere waarheid geken wat gaan maak, dat die toorn van die Here teen Israel gaan draai. Hulle sal in so 'n geval aandadig wees vir hulle eie vernietiging. Nou in die brief van Pergamus word dit die leer van Biljam genoem. So Biljam wou die geld gehad het, hy wou die loon gehad het. Nou dit beteken dit is 'n leerstelling of oortuiging wat kan maak dat gelowiges aandagtig is aan hulle eie vernietiging. So, dit het my getref. Nou die raad wat Biljam vir Balak gegee het op die ouene van die dag, is om hulle vroue na die manne van Israel toe te stuur en hulle met oorspel en afgoderry te verlok. Nou Biljam het geweet, seksuele sonde verbind die siel van persone aan mekaar. Op die wyse het Balak deur die raad van Biljam Israel laat sondig en hulle aan die sonde en afgoderry verbind. Nou hierdie afgodsoffers wat ons van praat, as jy enige iets in die moedswillig in die wêreld doen, sonde en ongeregtigheid en al hierdie dinge, is jy besig met afgode dien, met afgodsoffers. En as jy daarin volhard, sal jy natuurlik verlore gaan. Dit is maar net hoe dit is. En hulle het ook mense gehad wat vasgehou het aan die leer van die Nikolaïte. Dit is wat ons nou oor gepraat het. So, hulle het ook hierdie mense gehad. Nou die leer van Biljam is baie dieselfde as die leer van die Nikolaïte. Die toevoeging tot hierdie leer is dat gelowiges die evangelie navolg vir finansiële voordeel of loon. Nou dit is predikers en hulle volgelinge wie se hart nie daarin is om die Here te dien ter wille van siele wat verlore gaan nie. In hierdie opsig word redding en die guns van God aan finansiële en materiële voorspoed gemeet. So, Biljam wou net hierdie geld in die hande kry. Okay. Hulle wou die evangelie daarvoor gebruik. Nou, ons besef nie altyd die erns om nie mense en hulle verkeerde leringe te akkommodeer nie. Baie keer is jy self dalk nie in hierdie saak nie. Baie van die leiers was dalk nie presies in hierdie saak nie, maar hulle het hierdie mense geakkommodeer. Nou die leier en sommige van die gemeentelede het dalk nie hierin gedeel nie, maar dat hulle binne die gemeente geakkommodeer was, het gemaak dat hulle daarmee vereenselwig het. Nou ons moet sulke leringe en sonde bewuslik en ernstig aanspreek, sowel die persoon wat nie daarmee wil breek nie uit die gemeente verwyder. Sou ons dit nie doen nie, het ons gemeenskap aan hulle verkeerde lering en sonde. Okay, so jy kan nie so 'n persoon groet nie. Jy moet werk maak daarvan. Jy moet dit uitsorteer. Jy kan nie daai valse lering toelaat in jou gemeente nie. Okay? En dit is natuurlik, ons laat baie keer daai valse leringe in ons eie hart toe. In ons eie lewe, in ons eie gebou, in ons eie siel, ons innerlike. En dit is wat ons moet uitsorteer. Ons besef nie altyd die impak van hierdie dinge nie. As jy aangaan met dit, kan jou lampstander verwyder word. Jy kan op 'n punt kom om nie die ewige lewe in te gaan nie. As jy volhard in hierdie dinge. En mens verstaan dit nie altyd, dit lyk vir jou onskuldig, ag maar die persoon en daai persoon, en dit is wat die Here met ons praat. Wees nigter, wees waaksaam, verstaan, as jy die woord van God aanneem, toepas, gehoorsaam is, sal jou oor besny wees, om te verstaan waaroor die waarheid van die woord gaan, en jy sal onmiddellik 'n valse leerstelling eien. Okay. Kom ons gaan oor na Thyatira, Openbaring 2 vers 19. Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke en dat die laaste meer is as die eerste. Wow, dit klink awesome. God sê vir hulle hierso en hy komplimenteer hulle oor hulle goeie punte. Hy lig dit uit. Nou, in vers 20, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei, en te oreer, en afgodsoffers te eet. So, nou, kom ons lees gou hierso in vers 24, en ek sê vir julle, en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie,
en die wat die dieptes van Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. So hier was 'n groot probleem met hierdie gemeente. Hulle het hierdie 2 verkeerde leerstellings toegelaat. Okay? En hulle het hierdie self aangestelde profetes, Isebel, toegelaat om te preek in hulle gemeente, om te praat, om 'n leerstelling oor te bring in hulle gemeente. Nou, wat gebeur het in Thyatira? Daar was hierdie gilde gewees, okay? So dit was amper soos 'n unie. Almal moes aan hierdie gilde behoort. Okay? So as jy 'n ambagsman was, moes jy aan hierdie gilde behoort. As jy hierdie handelaar wou wees, moes jy aan hierdie gilde behoort. So jy moes doen wat hulle sê, soos wat die unies vandag is. So dit was tipe van dieselfde setup nou gewees. Nou elke gilde het eiendom in sy eie naam en kontrakte aangegaan, wat 'n wye invloed op die politieke, ekonomiese, sosiale en godsdienstige lewe van die stad gehad het. Gilde lidmaatskap was verpligtend vir almal wat 'n ambag beoefen het. Nou om deel te word van die handelsgilde, moes hulle aan die heidense feeste en handel deelneem en eet van die voedsel wat aan hulle gode aangebied was. Hierdie gebeure sou dikwels geëindig het op dronkenskap en immorele gedrag. Diegene wat geweier het om deel te neem, was nie noodwendig vervolg nie, maar het sosiale isolasie en swaar kry beleef. Okay. Nou om werk te kon kry, moes iemand deel van hierdie handelsgilde wees. Dit was 'n dilemma vir die winkeleienaars en vakmanne onder die Christelike gemeenskap van die stad, wat verlies aan inkomste gehad het, omdat hulle geweier het om by die gildes aan te sluit, en om nie aan hulle rituele deel te neem nie. Christen vakmanne, wie se kommersiële en finansiële sekerheid bepaal is deur die deelname aan die gildes, het dit moeilik gevind om hul geloof uit te leef en hul ambag te beoefen. Noodsaaklikheid van 'n lidmaatskap in 'n handelsgemeenskap het die versoeking van kompromie versterk. So wat nou hier gebeur is, dis eintlik verskriklik om daaraan te dink. So kinders van die Here kon nie aan hierdie gilde behoort nie. En dit het veroorsaak dat hulle finansiële verlies gehad het. Okay? Anders moes hulle deelneem aan al hierdie rituele en afgodsdienste en al die dinge wat hierdie gilde beoefen het. Nou, die afgodsdienste doel in hierdie opsig was nie daarop gerig om mense tot 'n ander godsdienst te wen nie, maar om met 'n sekere ambag en bedryf te vereenselwig. Op die oog af kon dit onskadelik lyk, maar dit bly afgodediens ter wille van inkomste. Nou wat hier gebeur het, in die vlees, die wat nog in die vlees vasgevang was, het aan hierdie gildes behoort en aan die afgode rituele deelgeneem, om hulle inkomste nog steeds te kry. Nou dit was ook die leerstelling van Isebel, die valse lering, was dat jy deel van die wêreld kon bly, deel van hierdie gilde, deel van hierdie rituele en dinge, om jou inkomste te behou, tot jou eie voordeel. En daar was druk op die Christene oor hulle inkomste. So ons kan verstaan, dit was 'n enorme druk wat hulle ervaar het. Nou, indien die leier van die gemeente Isebel sou stil maak, sou daar baie minder finansies in die gemeente ingekom het. Terwille van hulle eie voordeel, het die leier en die leierskap toegelaat dat Isebel haar leringe bedien. So dit was absoluut gewees as gevolg van hulle finansiële dinge wat kon gebeur met hulle, dat hulle dalk tekorte kon kry. Okay? So hulle was bevrees vir dit gewees, en daarom het hulle hierdie leerstellings van Isebel toegelaat, dat sy kan bly bedien en haar leerstellings oordra, dat hulle net nie van hulle inkomste verloor het nie. En is dit nie nog vandag in ons lewe ook so nie? Ons teken baie keer kompromie met die wêreld aan om ons inkomste te behou. Want daar is geweldige druk op kinders van die Here. Hulle kan nie al die werke doen nie, hulle kan nie al die besighede hê wat die wêreld het nie. Hulle moet baie dinge prysgee baie keer, dat hulle nie daai inkomste kan kry wat die wêreld het nie.
As jy byvoorbeeld 'n bottelstoer het as sondaar en jy kom tot bekering, moet jy daai bottelstoers prys gee. En dit beteken jou inkomste. Want wat sê Habakuk 2? Hy sê, wee hom wat aan sy naaste drank bedien. So jy kan nie meer in daai besigheid bly nie, al probeer jy dit hoe omseil. Al probeer jy hoe verby die woord kom. Jy kan nie in daai posisie bly nie, as ons vat 'n prostituut. As 'n prostituut tot bekering kom, gaan sy haar hele inkomste verloor. Want sy kan nie meer die werk doen wat sy gedoen het nie. Ja, en Jesus het vir die vrou gesê, jy moet ophou Sondag, nie gaan aan en dan gaan vir jou pad eendag maak nie. Jo. So jy moet 'n besluit neem, en baie kere drink ons saam met die pelle, ons braai saam met die pelle, daai tipe van goeder. So dit gaan nie net oor 'n tipe besigheid wat jy toemaak nie. Baie keer het jy 'n legit besigheid, no problem. Maar om sekere kontrakte en inkomste te behou, moet jy ergens iemand in die ketting happy hou, Yes. en baie keer moet jy jou eie familie verloon in sekere tye om daai vriendskap te bou, sodat jy jou inkomste kan bou. So dit val alles onder hierdie gedagte. Sjoe, ja man, dis baie erg om aan hierdie dinge te dink. Ons as kinders van die Here moet baie keer 'n geweldige prys betaal. Ons moet ons besighede opgee, as gevolg daarvan dat ons nie 'n dranklisensie mag gekry het nie. Moes ons van alles ontslaa raak. En dit het ons hele inkomste benadeel. Van so 'n aard dat ons nie ons huishuur kon betaal nie. Ons kon nie ons krag vir 4 maande betaal nie. Ons het sonder krag en water gesit. Ons kon nie ons huur betaal nie. Ons is op 'n manier in die huis gehou, ek weet nou nog nie hoe nie. Die Here het ons daar gehou. Maar jy moes van dit prys gee. En jy moes verstaan die woord van die Here. Die woord van die Here wat sê, wee jou wat in jou naaste drank bedien. En daarom moes jy die besluit neem, ten koste van jou inkomste. En dit is wat ons as kinders van die Here baie keer nie wil doen nie. Ons wil dit omseil, ons wil dit reg praat, ons wil dit goed praat. Ja, maar ek moet lewe en eet. God sal my nou nie so swaar laat kry nie. En al hierdie dinge, maar ons moet verstaan, dat dit is die prys wat jy moet betaal in jou lewe, om die ewige lewe te kan ontvang. So dit was 'n druk op hulle, en is van tot vandag toe 'n druk. Okay, so hulle het hierdie vrou Jezebel toegelaat, en hulle het ook natuurlik die kennis van Satan, het hulle die mense geleer. Nou nog 'n ernstige misleidende leerstelling is dat die gemeente geleer het wat die dieptes van Satan was. Met hierdie lering het hulle geleer wat al die simboliek en betekenis van verskeie okkultiese en afgode se simbole is. Die idee hierachter, indien iemand weet hoe Satan werk, kan jy uit sy mag bly. Ten midde hiervan het hulle nogtans in die kloue van misleiding beland. Hierdie lering is ook volop in die Christelike kerk. Nou kan ons verstaan dat dit is 'n geweldige probleem in God se oë, wanneer mense leer van die dieptes van Satan. Jy kan verlore gaan as gevolg van hierdie leerstelling. As jy daarin vashou, as jy dit belangrik ag, kan jy verlore gaan, want wat sê hulle? Hulle bring altyd die skrif in van Hosea 4 vers 6, by volk gaan ten gronde wees die gebrek aan kennis. Nou hierdie kennis wat hy hiervan praat, gaan nie oor die kennis van Satan nie, dit gaan oor die kennis van die woord van God. Dit is waaroor jy verlore sal gaan, as jy nie die kennis van God se woord het, en dit leef en toepas en gehoorsaam nie. Nou as ons mense leer van die dieptes van Satan, dan leer ons hulle van duisternis en omring hulle met duisternis en nie met lig nie. Nou duisternis kan duisternis nie uitdryf nie, dit skep net vrees. Is dit nie so nie? Almal wat besig is met hierdie leerstellings, die diepte van Satan, is in so 'n vreestoestand, want elke ding het 'n gees en 'n ding en dit is 'n verskriklik, elke simbool, jy moet nie daar verby ry nie, jy moet nie daar verby loop nie, jy moet nie in die gebou ingaan nie, al die dinge, so dit skep 'n geweldige vrees, so jou gewete is besoedel deur hierdie leerstellings. Nou mense reageer op vrees en word nie verlos nie, en dit is die groot probleem. Nou dit is waar leringe insluip, wat vyandskap teen die waarheid is. Is dit nie so nie? Nou kennis van die okkult en van sonde verlos nie 'n persoon nie, kennis van die waarheid verlos die siel van die mag van die okkult en sonde, maak nie saam
saak wat dit genoem word nie. Die duiwel is die duiwel. Simbole is simbole. Sy koninkryk is sy koninkryk. Dis duister. En jy gaan alles in sekere dinge kry, want Satan is oral. Hy is die god van hierdie wêreld. Jy gaan in oral, ewer waar jy is. In jou bankrekening. Hy sê, nee, dit is die grootste probleem, en dis waar ons die grootste aan vashou. Dis Mammon, dis die god van Mammon, dis 'n afgod. Is geld. En dit was die grootste druk en probleem in al die gemeentes gewees. Nou, ons gaan nou daarby uitkom. Okay. So, ja, hulle het hierdie 2 leerstellings gehad wat 'n groot probleem was in hulle lewe. En God sê, bekeer jou van hierdie leerstellings. En hoe gaan kinders van die Here nie agter hierdie dinge aan nie? En ons het tyd om te bekeer. Ons het tyd om uit te sorteer. Dit hou jou vas, dit hou jou groei terug. Ja, Dit hou jou gewete vas. Die ding is, as 'n mens daarmee besig raak, beteken dit jou gedagtes bly by Satan en sy koninkryk. Yes. Dit kom nooit by die ding uit wat die woord sê, bedink die dinge daarbo nie. Yes. Die dinge daarbo is vry. As ek dink Jesus het nêrens ooit iemand geleer van simboliek. En natuurlik in Jesus se tyd, afgoderry was volop. Afgoderry wat die Romeine was daar, die heidense nasies was heersers selfs in Israel gewees. En nêrens het hulle gewaarsku teen afgoderry. Hy het vir gesê bekeer julle. En die sondes is geopenbaar en toe die mense hulle bekeer, dit lees ons later in Handelinge wat het toe gebeur. Mense het van self hulle goed verbrand, uitgesorteer ensovoorts. Ja, dit is waar, my man. Die volgende gemeente wat ons nou kyk is Sardes. Dis Openbaring 3 vers 1 tot 6. So ons gaan al verder na ons volgende handleiding toe. Jy het die naam dat jy leef, maar jy is dood. Sjoe. Dis nou die tweede handleiding. Yes. Wees wakker en versterk die wat op die punt is om dood te gaan. Jou werke was nie volkome nie. Nou, wees wakker en versterk die wat ook op die punt is om dood te gaan, want jy is al dood, jy is al geestelik dood. Jy moet wakker word en jy moet die versterk wat ook besig is om dood te gaan. Ja. En hy praat hier van die geestelike dood, né? So, Nou die fisiese stad was baie ryk en hulle was laks om nie te waak teen enige invalle nie. Al was die stad goed gebou, om laks te wees is om nie voorbereidings te tref nie. Okay, en ons is baie keer laks in ons geestelike lewe. Die Here het nie met hulle gepraat oor afgoderry en valse leringe nie, aangesien hulle so ver weggeval het, dat hulle geestelik dood geraak het, terwyl hulle op die sekuriteit van hulle eie uiterlike rykdom gesteun het. Hulle was so hierop gefokus en het daarop gesteun dat hulle nie gewaak het en nie sodoende het die vyand hulle geestelike stad ingeneem. So dit is wat hier gebeur het. Hulle het so op hulle lauwere gerus. Hulle het so vertrou op hulle rykdom dat hulle niks geestelik gedoen het nie. En wat het die vyand gedoen? Hy het hulle geestelike stad ingeneem. Hulle hart, hulle siel, hulle innerlike het hy ingeneem. Op hierdie stadium was alles egter nog nie verby nie, maar God het vir hulle 'n laaste keer 'n kans gegee, het uitgereik na hulle toe om hulle te red, terwyl daar enkeles in die gemeente was wat vasgestaan het. So daar was altyd in die gemeentes, was daar die wat vasgestaan het, maar die meerderheid het afvallig geraak. Nou dit is hierdie en vele ander dinge wat ons denke op die vlees gefokus hou, in so mate dat ons nie waaksaam is teen geestelike afvalligheid nie. Is dit nie so nie? Ons kom baie keer nie eens agter hoe ons geestelik afvallig raak nie, wanneer ons besig is met hierdie, en op hierdie dinge vertrou, en hierdie dinge vir ons belangrik is, kom ons baie keer nie eens agter hoe val ons weg nie. Ons is lui, ons is laks, ons gaan maar net volgens die wêreld, en ons gaan maar net aan. Nou, sodra mens terugval, vanuit die gees na die vlees, dan bedink mens dinge van die dood. Al lyk dit na goeie werke. Dit wat 'n mens bedink, sit oor na sigbare dade. Is dit nie so nie? As jy die hele tyd jou vleeslike bedink en jou materiële dinge en dit wat vir jou hier belangrik is en al hierdie dinge, dit is naderhand wat jou dade gaan doen. Jy gaan naderhand agter dit aangaan. Nou bekeer jou, anders sal ek op jou afkom soos 'n dief in die nag, en jy sal nie weet op watter uur ek op jou afkom nie. En ek dink daaraan, dat dit is met die wederkoms.
gaan hy mos soos 'n dief in die nag op jou afkom. Jy gaan nie weet wanneer dit is nie. Jy gaan nog aangaan met hierdie vervalle lewe, met hierdie dood in jou siel, in jou innerlike, maar jy weet nie wanneer is die wederkoms nie, jy weet nie wanneer gaan jy dood nie. En dit is die groot ding. Ons moet paraat wees, ons moet uitsorteer, ons moet nie laks en lui wees nie, ons moet ywerig wees in ons geestelike lewe, ons moet verstaan, dit gaan oor die geestelike en nie die vleeslike nie, want anders kan jou innerlike vol dood wees, nie meer lewe nie. So. Philadelphia, Openbaring 3 vers 7 tot 13, ek vat dit baie in die neutedop, net die belangrikste punte, soos ek gesê het, hier is enorme dinge om wel te gaan lees oor hierdie dinge. Nou, Philadelphia was geleë in die streek van Lydia, in die westelike gebied van Klein-Asië, ongeveer 40 km suidwes van Sardis. En dit is in 189 voor Christus, deur koning Attalus II gestig. Sy broer, Ximenes II van Pergamon, was die koning van Pergamus. Die stad is genoem ter ere van 'n noue verhouding. Dit beteken broederliefde, afkomstig van die Griekse woord filio. En so wat die stad met ons praat as gelowiges. Die stad se naam beteken broederliefde. So hierdie gemeente was broederliefde. Okay, die hele woord Philadelphia beteken broederliefde. Nou dit is ware broederliefde wat maak dat gelowiges die woord van God tot uitvoer bring en sodoende staande bly. Want hierdie gemeente het staande gebly. Wow, is dit nie amazing nie? Nou die gemeente van Philadelphia het die woord van lydsaamheid bewaar. Nou waarom noem die Here die woord van lydsaamheid? Die woord van lydsaamheid is 'n pad van geloofsbeproewing. Die doel hiervan is om volmaak en sonder gebrek te wees en in niks kort te kom nie. Nou, dit wat die gelowiges aan geen gebrek moet ly nie, is nie aan materiële dinge nie, maar geestelike gawes. Sure. 'n gemeente wat dit is 'n gemeente wat reg was en wat aangemoedig is om vas te hou wat hulle het. Kom ons lees gou hierso Openbaring 3 vers 7, die hele deel is my so mooi. Hy sê, skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak dit oop nie. En julle, ek ken jou werke, kyk ek het vir jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my bewoord bewaar, en my naam nie verloor nie. En dit is my so mooi gewees. Hierdie geopende deur wat hulle gekry het, is die ewige lewe. Niemand kon hulle ewige lewe sluit nie. Hulle het vasgehou aan die woord van lydsaamheid. Wow, dis net so mooi. En hy sê, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin? Ek sal hom 'n pilaar van die tempel van God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, en die nuwe Jerusalem wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam. Nou geloofsbeproewing is daarom gelowiges volmaak te maak, sodat hulle met vrymoedigheid die gawes kan gebruik om die evangelie uit te dra. Sonder lydsaamheid kan ons ook nie die belofte van verlossing en uiteindelik die ewige lewe ontvang nie. Is dit nie so nie? So ja, ons moet die pad bly stap. Ons moet gehoorsaam bly. En ons kom by die laaste een, Laodisense, die Loukerk. Openbaring 3 vers 14 tot 22. Hy sê hierso in vers 15, ek ken jou werke, dat jy nie koud en ook nie warm is nie, maar was jy toch koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en ek het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is, wat elendig, en beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. Nou die kernprobleem in hierdie gemeente, was dat hulle geestelike lauheid as gevolg hiervan, sou die Here hulle uit sy mond uitspieg. Nou dit beteken om op te gooi, om te braak, om te formeer, as gevolg van die naarheid.
Nou dit is nie net om uit te spoeg nie, maar as gevolg van hulle lou toestand, het die gemeente die Here naar gemaak. Jy weet mos hoe is lou water, nê? Dit maak jou naar, dat jy wil braak. En dit is wat hier gebeur het. En nou, van al die gemeentes in Asië, is hierdie die enigste gemeente wat die Here naar gemaak het. Dit is waarom dit baie belangrik is om hierdie gemeente se probleem te verstaan, sodat ons nie ook die Here naar maak nie. Nou die gemeente was materialisties ryk geweest, maar geestelik besoedeld, wat geestelike armoede tot gevolg gehad het. Hy sê, hulle het all out gegaan met die materiële voorspoed. Die enigste wyse waarop onsuiverhede verwyder kan word, is deur vuur van beproewing. So hulle het all out gegaan met hierdie materiële voorspoed. Hulle het gevoel, hulle is in God se guns, omdat hulle het gevoel, hulle is ryk, en hulle het verryk geword. Maar God sê vir hulle, julle is juis arm. Julle is beklaanswaardig. Julle is naak. Julle is arm. Julle is blind. Want as 'n mens dink dat jou materiële voorspoed beteken dat jou saak met die Here reg is, dan is jy arm, jy is blind, jy is naak. Nou die enigste manier wat die gemeente van Laodicense kon uitsorteer, wat God vir hulle sê, dat hulle moet by hom kom koop, goud wat deur vuur gelouter is. Nou die vuur wat die mens suiwer sodat hy geestelik ryk kan word, net soos wat die vuur van God se woord suiwer en louter. Dis die ware rykdom. So jy moet deur hierdie suiweringsproses gaan. Jy moet gelouter word, jy moet gesuiwer word deur die woord van God. En dit is hoe jy daai goud by hom koop. Dis ware rykdom. Nou God wil elke persoon 'n voorwerp van eer maak, sodat hy bruikbaar kan wees. Amen. Om goud te koop wat deur vuur gelouter is 'n pad om die tugtiging van die Here aan te neem en te bekeer tot die kennis van die waarheid. Nou dis nie 'n eenmalige proses nie, maar 'n daaglikse pad van selfverloning en opoffering, die wêreldse begeertes en geaardhede te los, uit te sorteer. Nou elke aspek van 'n mens se onheilige karakter en werke van die vlees wat 'n mens verloon, word gereinig deur die vuur van God, sodat die goud na vore kan kom. Is dit nie amazing nie? Die gemeente was materialisties ryk geweest, maar geestelik besoedel, wat armoede tot gevolg gehad het. Die enigste manier waarop hierdie dinge gesuiwer kon word, was deur die vuur van beproewing. Hulle moes gehoorsaam raak, hulle moes die tugtiging ontvang. Hulle moes dit aanneem, hulle moes dit uitsorteer, want hulle het kompromie aangeteken met die wêreld, met rykdom, met hulle daarop vertrou. En terwyl ek so lees deur al hierdie gemeentes, besef ek daar's een wortel van alle ewels. Net soos in al die ander gemeentes, is die onderliggende motief van dwaalleringe en moetswillige sondes geld. Elke gemeente het sy eie redes hiervoor gehad en op 'n ander manier gemanifesteer en vrug daarvan opgelewer. Tog was die wortel van hulle afvalligheid en kwaad gedryf deur die liefde vir geld. So, dis die waarheid. So op die ou einde van die dag bly geld die probleem. En nou dink ek aan hierdie 7 gemeentes, net 2 het oorwin. Net 2 het verstaan, maar ek moet die pad stap. En hulle moet hulle nie steur aan dit wat hulle om hulle aangaan nie. Nou die ander het geval vir die materiële druk. En hierdie 2 gemeentes het bly staan, want onthou net, hierdie stede was ryk stede geweest, was vooraanstaande stede, welvarende stede. En die druk op die kinders van die Here was geweldig geweest. En net 2 gemeentes het nie vir dit geval nie. Net 2 het staande gebly, net 2 het volhard tot die einde toe. Net 2 het verstaan wat in 1 Timoteus 6 vers 3 opgeteken is, tot en met vers 12. Kom ons lees dit gou deur. As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie,
Die is verwaand en verstaan niks, maar het 'n sieklike sig na twisvrae en woordestryd. Daaruit ontstaan afguns, twis, lastering, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe is in hulle verstand en wat van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. Dit is hoekom God hulle gewaarsku het, bekeer julle, sorteer hierdie dinge uit, dis in julle gemeentes. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Net 2 gemeentes het dit verstaan. Net 2 gemeentes het staande gebly in dit. Want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie. Dit is niks. Dit is duidelik dat ons niks hieruit gaan wegdra nie. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mens laat wegsink in verderf en ondergang. Dit is die ondergang van die mens. Dit beteken jou geestelike dood. Ek dink nou my engeltjie 2 daar lees nuttelose stryery. As jy kyk waar gaan 100% van die kerk se stryery? Geld. Want die geldgierigheid is die wortels van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Smarte, jou ewige lewe wat jy verloor. Dis geweldige smarte. Maar jy, man van God, jy wat die Here dien, jy wat verstaan, vlug van hierdie dinge al weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Jy wat die Here dien, jy wat verstaan, vlug van hierdie dinge, vlug van hierdie leerstellings. Stryd die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Nou, dit is wat ek gesê het, dat al hierdie plekke was ryk gewees. Al hierdie gemeentes het hierdie druk gehad, en hulle het daarvoor geval. Dit is hoekom hulle al hierdie valse leerstellings ingelaat het, want hierdie valse leerstellings het gepredik dat dit oukei is. En hulle het dit toegelaat in hulle lewe. Al het hulle al die ander dinge nog reg gedoen. God het dit vir hulle gesê, bekeer julle van hierdie dinge. Dis julle probleem. Nou baie keer, ons is nog ywerig, ons gaan nog aan, ons doen nog ons ding in die evangelie, ons het nog werke en al hierdie dinge. Maar ons gaan baie keer agter hierdie prediking aan. Omdat ons voel die druk vir ons in hierdie lewe is te veel. Dalk is daar 'n prediking wat ek kan kry, wat ek kan verklaar of eis of iets vir God sê of uiterlik kan doen of een of ander ritueel wat ek kan nakom sodat ek finansiëel geseën kan wees. Of ons luister na die waarheid, maar ons hoor nie, ons verstaan nie, ons begryp nie. Ja, en die ding is, as jy die hele tyd jou ore uitleen en jou oor nie besny is nie, gaan jy die bediening van waarheid nie verstaan nie. Jy gaan altyd opstandig wees met die bediening van waarheid. Nou, kom ons lees gou Openbaring 3 vers 19. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Dit is hoe groot God se liefde is. Hy bly praat, hy bly klop, hy bly met jou praat deur sy woord, sodat jy jou hart kan oopmaak, sodat jy jouself kan bekeer van hierdie dinge, dat jy kan verstaan, maar dit wat ek mee besig is nie reg nie, ek moet my bekeer hiervan. So dit is hoe groot God se liefde is. Nou, as ons sy tugtiging kan aanneem, en ons hart kan oopmaak om die waarheid aan te neem, dan raak ons vry van die duisternis. Want valse leerstellings kan jou ewige lewe kos. Dit klink dalk maklik hier, dit klink dalk makliker as die waarheid. Want die waarheid is 'n geweldige verantwoordelikheid. Jy moet gehoorsaam wees elke dag van jou lewe. Jy moet jou lewe neerlê, jy moet jou kruis opneem en elke dag die Here volg. Jy moet groei in sy dood. Jy moet in hierdie nuwe lewe die pad stap. Sonde aflê, ongeregtigheid aflê, genottinge van die lewe. Moet jy aflê. En dit is hoe groot God se liefde is, want Amen. Hy wil hê ons moet onsself bekeer. Amen. En ons het tyd
om onsself te bekeer. Dis 'n geweldige, ernstige woord wat vanaand uitgaan, en dis wat ek Amen. besef. Dis geweldig ernstig, het praat diep in ons hart vanaand, maar ons het tyd om onsself te bekeer. Amen. Sodat ons gered kan word, sodat ons die ewige lewe kan ontvang, sodat ons in ons ewige tente ontvang kan word. So, dit is wat die Here vanaand met ons praat, deur al die gemeentes, dat ons met een ding besef, daar's dinge in ons lewe wat moet uitgesorteer word. En ek dink sommer vandag daaraan, Here, daar's dinge in my lewe wat moet uitgesorteer word. Die woord het so diep in my hart gepraat vandag. Dinge wat ek moet uitsorteer, los, klaar kry. Want ek kan my ewige lewe mis. Ek kan alles kom bekend maak wat verkeerd is. Maar dit maak my nie reg nie. Dit maak nie my verhouding met die Here reg, net om almal uit te haal wat verkeerd is nie. Om net die waarheid van die woord met my lippe te bedien, maar my hart is nie by dit nie. Dit moet my losmaak, dit moet my vrymaak, sodat almal kan loskom en kan vrykom wat dit aanneem. So ja, dit praat diep in ons harte vanaand, dis 'n ernstige boodskap. Dis 'n ernstige Bybelstudie, maar tog so heerlikheid as ons dit kan aanneem. Wow, prys die Here. Waar trek ons al? Jo, ons is al oor 8. Jou liedjie is reg. Is my liedjie reg? Nou kom ons luister nou vir die laaste keer. Ek is die eerste en die laaste. Stanley sê hy's nou reg, hy het op my oor opgelaai. Ek het ons lyk by iewers het die video verkeerd gegaan. So ons sluit af met dit en môre aand 6:30 is Stanley in Engels en dan gaan hy weer vir ons lekker deurpraat. Hy gaan dit nou weer vir ons op ander maniere oordra dat ons dit nog beter verstaan. En so skakel môre aand 6:30 in vir die Engelse deel. Lekker aandjie, lief vir almal. Bye. Ek draai om die stem te sien. Dit is Jesus met kleed en goue gordel, hoof so wit, sneeuw en wol, oë wat brand soos helder vuur. Ek is die eerste en die laaste, die lewende vir ewig, dood maar lewe, die sleutels van dood het ek, soos baie waters weer klink sy stem vol krag vir ewig. Blink koper, sy voete, sy aangesig soos sonlig. Ek is die eerste en die laaste, die lewende vir ewig, dood maar lewe, die sleutels van dood het ek. In sy mond waarheid skerp en reg, maak skeiding. Ek val aan sy voete, hy raak my aan, moenie vrees. Ek is vir ewig. Ek is die eerste en die laaste, die lewende vir ewig, dood maar lewe, die sleutels van dood het ek. Ek is die